Goeienaand en welkom by Wat sê die Bybel met Dr. Raymond Lombard. Ek is Wes Okutse. Ons is terug op 'n Woensdag aand, 7uur. Wat sê die Bybel? Volgende week goeie nuus is Dr. Raymond is terug vir 'n regstreekse episode. So bring julle vrae, hy het sy antwoorde. Ek's nog nie seker waar hy gaan praat nie, maar dit gaan lekker wees. Ek weet dit is ons gunsteling, as ek nou sê show, program op is Woensdag aand as mense regstreeks kan kom vra. Maar vanaand is ek hierso en ek gaan my eie vrae vra. Ek vra vir myself en ek weet dit gaan julle help. As julle verlede week geluister het, ons het die vorige week gekyk na wat gebeur tydens die groot verdrukking op die aarde. Yes. Verlede week het ons gekyk na wat gebeur in die 7 jaar groot verdrukking in die hemel. Maar ons het vasgesit in die eerste 3,5 jaar Yes. tussen die hemel en die aarde en die hemel en die aarde. Yes. Maar daar's nog 2 groot dinge wat moet gebeur in die hemel vir gelowiges. En daar was iets anders wat jy gesê het, ons moet oor praat. Ja, Kan jy onthou wat dit O ja, is? absoluut. Kan jy dit beter gee Weet as ek? presies. Weet presies. Openbaring 20 vers 4 is die derde ding wat ek oor wil praat. Wil jy maar die begin sê of van die einde? Ek kan op die einde is goed. Okay, Hy val eintlik op die einde. So as ons kyk na die volgende ding wat moet gebeur vir Christene, gelowiges wat met die wegraping weg is, gelowiges wat in die eerste 3,5 jaar gered is daar, ek weet nie wat die tydlyn nie, want wat ons dan na kyk is, wat 2 dinge wat moet gebeur is die regterstoel van Jesus, Yes. en natuurlik die bruilofsmaaltyd. Ja. Wanneer gebeur dit in die laaste 3,5 jaar, aan die einde, in die middel? So wat interessant is, as jy praat dan van die bruilofsmaal van die lam, wat ons van lees in Openbaring 19. As ons van die bruilofsmaal van die lam praat op Openbaring 19, wat interessant is, die vers na die bruilofsmaal van die lam, sê letterlik dat ons moet Jesus aanbid want hy is die gees van profesie. Maar die vers wat sê salig is die wat genooi is na die bruilofsmaal van die lam. Die volgende gebeure is toe uit die hemel sien ek Jesus, die woord, op 'n wit perd verskyn vir sy sigbare wederkoms. Okay. So eintlik is die bruilofsmaal van die lam die laaste oomblikke van wat in die hemel gebeur voordat Christus uit die hemel vertrek Ja. om vir 1000 jaar op die aarde te kom woon. Maar my gedagtes is, daar's mense wat nog steeds gered raak tot op die einde van die Absoluut. 7 jaar groot verdrukking en hulle is deel van daai, hulle is included in die bruilofs maaltyd, is dit wat ek het noem? Okay, so nie noodwendig nie, want hoekom sê die Bybel salig is die wat genooi is. En ek weet nie of hulle 'n week voor die bruilof aanbreek 'n uitnodiging gaan kry nie. O, okay. Of hulle 'n maand voor die tyd 'n uitnodiging gaan kry nie. Ja. Want ek bedoel, nommer 1, ek en jy word nie genooi na die bruilofsmaal van die lam nie. Ons is daar in ons eie reg. 'n Bruid word nie genooi na eie troue toe nie. Okay. Sy is daar na eie reg. So wie is die bruid tot by die wegraping? Dis Nie in die die kerk. So dis kerk. nie deel van die 7 jaar groot verdrukking. Sê, Okay. hulle is as van hulle kom, is hulle genooides. Want die teks sê, salig is die wat genooi is na die bruilofsmaal van die lam. So almal wat gered raak in die 7 jaar groot verdrukking is nie deel van die kerk nie. Glad nie. En maar hulle kan genooi raak, maar Van hulle is hulle. nie die bruid nie. Glad nie. Wow, very good. Ja, absolutely. Dit is 'n baie belangrik wat ek hier nou oor praat. Ja, In ander woorde, Corpus Christi, liggaam van Christus, ja. waar die Heilige Gees ons in Jesus gedoop het, van die kerk bestaan het, tot op die einde 1 Korintiërs 12 wat sê die Gees doop ons in die liggaam van Christus. Ons behoort aan Jesus. So kom ek stel dit so. Almal wat in Christus gesterf het, deur al die eeue heen, van Jesus opstanding uit die dood uit, Yes. plus almal wat lewe op die aarde, die oomblik as die wegraping plaasgevind het, 7 jaar van tevore, in die begin, voor die 7 jaar begin het. So die wat dood of lewend was, dead or alive, wat they were in Christ, hulle is deel van die kerk. Ja. Dis 'n geslote groep. Daar's 'n getal. There's a number.
volgens Romeine 11 vers 25. Daar's 'n getal. Maar God het nooit vir ons gesê wat die getal is nie. So ek kan vir jou sê dit bestaan, maar ek kan nie vir jou sê wat die getal is nie. So hier staan dit. Ek deel julle verborgenheid mee, Romeine 11 vers 25 sê Paulus, 'n geheim. Sê skryf hy 'n brief vir die gemeente. Hy sê ek wil met julle geheim deel. God het dit my geopenbaar. Ek gaan julle die geheim vertel. Sodat ek wil nie hê julle moet trots word in julleself, eie wys, vol van julleself. Julle moet nederig wees oor wat ek nou vir julle vertel. Okay. Hy sê dat God Israel tydelik hom verhardte teenoor hulle. Die Here van die volk van Abraham, Isak en Jakob, en hy skuif hulle eenkant toe om aandag te gee aan julle. Maar moenie groot kop kry daaroor. Ja. Ek kan imagine. Dis wat Paulus nou sê. Ja. Totdat, for a time, totdat die volheid van die heidene ingegaan. Daar's 'n vol getal vir hulle wat die kruisdood en opstanding van Jesus aanvaar. Uit alle volke, nasies en tale. Al daai mense, plus die uit Israel, wat hulle bekeer het, Jode, vorm saam die kerk. Yes. Jood en nie Jood. Ja. Dis die kerk wat gered is. Nou al daai mense wat in Christus gesterf het, plus die wat nog in Christus geleef het die oomblik toe die wegraping plaasvind, want dis die sluitingsdag, die dag met die wegraping, van die getal, van die volheid van die heidene. Nou is die getal afgerond. So, ek wat eerlik vir julle net wil sê is, weet God hoeveel engele is in die hemel wat nie agter Satan aangeloop het? Yes. Natuurlik. Het God 'n vol getal engele in die hemel? Ja, Yes. natuurlik. Hoe weet ek dit? Dit staan so in die Bybel. Waar? Openbaring 5. Wat staan daar? Openbaring 4 en 5. Duisende van duisende en 10.000 van 10.000. Jy kan hoor as ek dit sê. Nie 999 nie. Dis 'n afgeronde getal. Duisende van duisende en 10.000 van 10.000. Jy kan dit hoor. Dis 'n antwoorde, dis die getal van die engele. Ja. So daar's 'n vol getal engele. Ja. So is daar 'n vol getal vir die bruid van die lam. Okay. En Daai dis vir interessantheid, want ons het voorheen gepraat oor hoekom hierdie dalk die laaste generasie is voor die wegraping. O ja, Hierdie is die nie dalk nie, dit is. Hierdie is die laaste ding wat moet gebeur, is die volheid van die Heidene. Ander woorde, die evangelie moet bly loop, mense moet inkom. Die kerk hou aan preek, mense word gered en sodra as daai getal vol is, gebeur die wegraping. Dan gaan die wegraping plaasvind. En dan het ons die kerk van duisende, 10.000 en duisende, hang af wat die nommer is, maar ons weet nie wat die nommer het. Presies. So daai mense is nou is die getal vol in die hemel, maar dit het al met die wegraping gebeur. Nou is die vraag, jy het nou met my gepraat oor in die vorige program ook oor al hierdie ander mense wat daar aangekom het later. Ja. Okay, hulle is nie deel van die kerk nie. Hulle is deel van Christus, want hulle is deel van die lam. Okay, Maar nie van die kerk nie, want die kerkere is afgesluit. Dis 'n ander dispensasie. En van hulle mag genooi word om deel te wees van die, maar hulle is nie die bruid nie. Right. En natuurlik jou Ou Testamentiese heiliges, want as dit kom by die bruilof van die lam, dan sê hy mos sy vrou het haar gereed gemaak. Die martelare, hierdie ouens wat in die 7 jaar uitkom, is martelare, is nie die vrou van die lam nie. Abraham, Isak en Jakob en Dawid is Ou Testamentiese heiliges, is nie die vrou van die lam nie. So nou sê ek, die bruid word nie genooi na eie troue toe nie. Ja. Die bruid is daar na eie reg. Die bruidegom is daar in sy eie reg. Maar die bruid en die bruidegom nooi ander om te kom. Van die ou profete en Net die so. ou manne, Noag gaan daar wees en Abraham. Daniel, hulle almal kom kyk. Yes. Wie is hierdie klomp? Sure. En ook van die martelare, heel waarskynlik sal die Here ons nou besluit. So dis hoekom ons lees as 2 groepe. Dis die bruid van die bruilof van die lam het gekom, sy vrou het haar gereed gemaak. Haar gegee om bekleed te wees met rein blink fyn linne. Dis die regverdige dade van die heiliges. Ons almal klaar ons klere aan. Ons is almal klaar gekleed. Wat beteken die regterstoel is iets van die verlede. Yes. Anders sou ons nie reg aangetrek gekom het vir hierdie geleentheid, want as hierdie geleentheid uitspeel by die bruilof, kom hy op die wit perd. Hy van daar af klim hy op sy wit perd en hy maak dit op die aarde kom vir 1000 jaar. Okay, so om met jou wit klere voor Jesus te staan,
moes die regterstoel gebeur het. Presies. Nou wat gebeur by die regterstoel vir Christene? Right. Ja, dis 'n baie goeie vraag. Want baie mense dink daar wag 'n oordeel vir my. Yes. Ek dink daar gaan vir baie mense gaan dit voel soos 'n oordeel. Maar dit is eintlik 'n plek van beloning. Ja, Jesus sê in Openbaring 22, kyk ek kom en my loon is by my om elkeen te vergeld soos sy werk is. Nie my straf en my oordeel is by my. Hy sê my loon is by my. ja. Ek kom om te reward. So jy word nie gestraf vir sondes wat jy gepleeg het nie, omdat dit is by die kruis, jy weet. Right. So kom ons gaan lees dan oor die regterstoel, want 2 Korintiërs 5 praat oor die regterstoel en Romeine 14 praat van die regterstoel. Maar hier gee Paulus vir ons 'n blik op daai dag wanneer die regterstoel, die bema van Christus plaasvind. Hy sê jy kan nie 'n ander fondament lê as wat dan sê dis Jesus. In ander woorde, ek en jy moet oppas. Ons kan nie bou op ons eie goed, ons eie opinies en ander dinge. Ons kan net op Jesus bou. Nou as ek my lewe op Jesus gebou het, sê hy, jy moet oppas hoe jy op die fundament bou, want jy kan bou met goud, silwer, kosbare stene. Dit verteenwoordig iets wat vir God van waarde is. Of houthooi stoppels. Nou houthooi stoppels, hier's die probleem. Wanneer die werk elkeen se werk kom in die lig. So alles gaan nou uitkom. Daar's 'n dag wat dit aanwys, daar's 'n dag wat dit gaan gebeur. Dit word deur vuur geopenbaar. There's just going to be fire that day. Ja. Nou dis scary want die vuur gaan elkeen se werk op die proef stel. So iets gaan gebeur. Wat? As iemand se werk bly staan, sal hy loon ontvang. As iemand se werk verbrand word, gaan hy skade ly. Alhoewel hy self gered word, maar soos deur vuur heen. So dis nie jou saligheid wat daai dag ter sprake is. Ja. Jy's daar omdat jy salig is. Jy's in die hemel want jy het die ewige lewe. Jy's in die hemel want jou naam is in die boek van die lewe. Ja. Dis nie waaroor dit gaan nie. So die Here wil nie jou sondes kyk en vir jou sê, luister, jy moet maar op jou knie gaan en baie dankie sê dat ek jou vergewe dat jy vandag hier is. Ja. That's not the discussion. Ja. Of weet jy, ek wil jou 'n bietjie straf en net so 'n bietjie bykom en so 'n bietjie vuur op jou gooi en die lewe vir jou 'n bietjie warm maak voordat ek jou nou vir altyd in die hemel laat bly. Dis nie dit die bema, die regterstoel van Romeine 14 en 2 Korintiërs 5 is 'n plek van beloning. Ja. Dit word baie keer verduidelik soos by 'n Griekse Olimpiade in die Bybelse tyd. As daar 'n Olimpiade was, Olympics, dan het die manne wat moet die beloning gee op die einde van die dag daar gesit en dan roep hulle die ouens op, wie kry goud, wie kry silwer, wie kry brons, wie Yes. kry niks. Yes. Dis waarvan ons nou praat. Dis kom ek sê, jy sal nog steeds skade ly want jy gaan sing I've missed the mark. Yes. Ek is hier, Yes. maar miskien was dit agendas of Ja. motiewe. Ja, nou is jy agterryer, jy sit daar en jy kyk en Want ons doen ek ben nou vir jou gevra het, wat is goud en silwer en wat is thistle Ja. and weeds, wat sê Ja. Afrikaanse woorde vir Ja. dit? Wat is hout, daai? hooi en stoppels. Hoe as 'n gelowige vandag weet ek dat ek doen die regte ding vir God? Ja. Want jy kan twee goeders doen vir God, maar die een kom met slegte agendas en Ja. motiewe en die ander Ja. ding kom van 'n purity of heart. Right. En so hier's die eintlike ding. Dit is eintlik 'n hele gesprek op sy eie. Ek en jy een aand wanneer daar nou weer 'n geleentheid is wanneer ek moet land uit wees of uitstedig wees Sal 'n note maak. 1 Ja, Korintiërs. want die hele ding gaan oor kom ons het 'n gesprek oor wat gaan vir my loon verwerf Yes. en waar gaan ek loon verbeur. I'm going to miss it. Ja. Dit is 'n baie interessante gesprek. Maar wat ek net wil sê is, so die wat nie loon ontvang nie. Ek wil mense kan mos maar kyk, ek het mos 'n artikel daaroor die regterstoel van Christus in my boek of wat sou wil aflaai wat ook al, maar die punt is net wat hier staan is, daar's sekere dinge wat die Bybel noem dit goud, silwer, kosbare stene wat ek in my lewe gedoen het. Dis soos Jesus in Matteus 6 sê, maak vir jou skatte in die hemel bymekaar. Ja. Waar mot en roes nie verniel en diewe inbreek en steel. So in ander woorde, make sure you're going to get rewards in heaven. Verskoon. So die regterstoel, plek van beloning, kan vir baie mense plek van skade wees. Want hy sê, hulle gaan skade ly, alhoewel hulle self gered sal word, soos deur vuur heen. Skade maar nie straf nie. Jy word nie Dankie. gestraf nie. Ja, daar's nie straf nie, maar daar's skade. Yes. So party mense is like, nee, ek wil net die Here, ek wil net tot in die hemel kom en dan
I've made it. Ja. Jy weet, nou wil ek net sê, dit is 'n baie laat dink van die hemel. Mm. Want hoekom het die Here vir ons dan in die Bybel geleer oor krone, oor belonings? Hoekom sê Jesus, selfs al gee jy vir iemand, omdat hy regverdig is, 'n glas water, sal jy jou loon ontvang. Sê byvoorbeeld vir my, vat nou hierdie teks. Kom ek gee nou simpel, want jy vra my. En sonder om nou in detail in te gaan, kom ek gee sommer vir hierdie teks. In Matteus 5 vers 12. Jesus sê, in sy bergpredikasie hier, hy sê, verbly en verheug julle, dis nou as gelowiges, wanneer die mense julle beledig en vervolg ter wille van my naam. Wag nou, hoor wat sê Jesus? Jy's 'n gelukkige mens, as mense jou sleg sê, Ja. en jou skel, en jou vloek, en jou verwerp, en jou bespot, en jou te nakom, as hulle jou beledig, en jou vervolg, en allerhande kwaad teen jou spreek, ter wille van my naam, om my ontwil, omdat jy Jesus in jou hart het. Yes. Hulle sê jou sleg, omdat jy my het in jou lewe. Hy sê, jy's 'n gelukkige mens, as dit met jou gebeur. Verbly en verheug julle, omdat julle loon groot is in die hemel. So, there we go. Hy wil vir jou groot loon, omdat jy vir sy naam staan. Omdat jy opgestaan het. Selfs sê mense jou sleg vir dit. Yes! En dis dalk baie mense se stories vandag. Jy kyk na dat jy soos, ek wil nie te veel sê nie, Yes, want yes, want net as julle my ek wil sleg. hê mense moet dink ek's 'n Ja. weird Christen, Ja. of hulle sê my sleg Ja. en ek verloor vriende en ek, Daai ding. maar Jesus sê jou loon is groot. Ja, ek noem maar net een voorbeeld vir jou. Jy Ja. vra my wat se beloning. Ja. Daar's Hoekom wil Jesus ons beloon by die regterstoel? Soos wat is die redes vir God beloon getrouheid, integriteit. Hy beloon omdat jy vir hom opgestaan het ter wille van sy naam. Jesus sê selfs op 'n ander plek, hy sê, weet jy wat? Dis aan Matteus 19. Praat hy weer oor hierdie ding, né? En hier maak hy weer 'n geweldige interessante opmerking. Hoor hierdie keer. Hoor dit sê nou. Petrus sê, Here, ons het alles verlaat en U gevolg. Ja. Ons het ons werk bedank Ja. om voltyds in die bediening te wees saam met U. Wat is al vir ons? Ja. Ons het nie eens 'n inkomstes wat ons altyd gehad het in die visvangbesigheid nie. So hier is sy vraag. Wat is daar vir ons? Ons wat U volg. Hoor dit sê Jesus. Hoor jy nie net julle nie. Hy sê, maar julle wat my gevolg het, julle sal op 'n heerlike troon sit eendag. You're gonna sit on the throne. Maar hoor hier. Hy sê, elkeen, nie net julle nie. Elke gelowige, elke kind van God, elke Christen, wat huise, broers, susters, vader, moeder, vrou, kinders, grond, huise, grond, ter wille van my naam verlaat het, sal 100 maal soveel ontvang en die ewige lewe beerwe. Daar's 'n groot loon vir jou eendag. Ja. As jy jou vrou eerste stel, het jy probleme met die Here. As jy jou man eerste stel. Aan die ander woorde, mense sê, ek kan my nie laat doop nie. As ek my laat doop, wat gaan my vrou sê? Wat gaan my oupa sê? Ja. Wat gaan my pa sê? Weet, ons kom uit hierdie kerk uit, en as ek my laat doop, ter wille van my naam, as die lig opgaan, en jy die waarheid ontdek, en jy weet jy moet dit doen, vergeet wat oupa sê, vergeet wat ouma sê, en oupa grootjie, en oupa, en wie, en wat ook al. Ja. Ter wille van my naam, ander woorde, jy weet, hulle gaan vir jou onterf. Ja. Hulle gaan vir jou sê, loop ek. En dis baie Afrikaanse storie vandag, want Precies. ek het dieselfde ding gehad, ek het myself laat groot doop. Jy weet, Onder dompelingsdoop, gelowige doop, want ek is as 'n babietjie gedoop, ingeseën, dit besprinkel, Daar kom was ons dit 'n- gebruik die woord. daar was dit 'n doop genoem. So toe ek Ja. gesê het ek gaan myself laat doop, toe's mense soos, maar ons het jou gedoop as 'n baba, en ek Ja. soos, maar ek het tot my eie, jy weet, verhouding gekom, en ek wil Jy het jou vandag, nou bekeer. ek het myself bekeer. Right. So En toe mense, families, Right. is, hulle vra Ek en jy was ja, Dominee Delpot het my besprinkel as 'n baba, en daar was 'n Delport. ja. En ek het met hom gesels voor sy dood daaroor. Ja. Wou sê, Dominee, jy weet natuurlik jy het aangejaag, nê. Ek sê jy het my nie gedoop nie, right. En toe lag hy. Toe sê pastoor Pieter Rodium vir hom, hoor jy nou,
by Kempton Park in die Bybelgenootskap 'n paar jaar terug. Toe loop ek aan hom vas en pastoor Rodium sê vir my, Raymond, ek wil jou voorstel aan Dominee Delport. Ek sê man, jy kan my nie hierdie ou man voorstel nie. Ja. Ek sê ek ken hom van my geboorte af. En hy's like, wat? Hy sê ja, Raymond, ek het nooit geweet ek jou gedoop het, jy gaan eendag 'n predikant word. Ja. Ek sê Dominee, bly nonsens praat my. Jy weet jy het my nie gedoop, jy het my besprinkel. Nou staan hy vir my kyk, maar hy lag. Nou staan ons uit die Bybelgenootskap in Kempton Park. En pastoor Rodium lag saam met my, ons kyk vir hom. Hy sê, Delport, vertel vir Lombard wat jy nou net gedoen het. Hy sê nee, ek was in Israel, ek het my laat doop in die Jordaan. En ek is like, daar doen jy dit toe. Okay. So wat ek nou net wil sê is, maar ons praat nou oor die eenvoudige ding ons praat nou oor die doop. Maar ek bedoel ons praat van offers wat jy bring in jou lewe, want jy praat vir my oor wat by die regterstoel gebeur. Ja. Dit het te doen met hoe jy jou lewe gegee het vir die Here, hoe jy gestaan het vir Jesus. Jou finansies wat jy gegee het, jou toewyding. Daar's baie goed. Dit is 'n hele gesprek op sy eie wissel. Wat ons net oor sê is jou vraag aan my was wat gebeur in die tweede helfte van die middel af na die eind van die groot verdrukking met ons in die hemel? Ja. Daar moet 'n bema wees. Dan moet 'n regterstoel wees. Daar moet 'n regterstoel waar ons beloning wees. beloon word. Of dit word weerhou. Ja. As ons beloon word, kry ons krone. En as jy krone kry, Kan jy regeer? en Jy kan dit- nie 'n koning wees en regeer sonder 'n kroon nie. En dit is wat ons gehoor het aan die einde, na die bruilofsmaaltyd, kom Jesus terug met sy kerk, Yes. maar die wat saam met hom op die aarde gaan regeer is die wat krone gekry Ja, het. want jy gaan Wat nie sonder beloon is vir hulle lewe. Presies, as daar nie beloning is nie, dan gaan hy mos jou nie roep om te kom regeer nie. Ja. Maar en die wat nie krone kry nie, Hulle bly in die hemel. bly in die hemel vir 1000 En hulle jaar. gaan vir Jesus nie sien vir 1000 jaar. Ja. Ja. Maar jy Hulle sê hulle gaan hom maar kort sien. Hulle is by die wegraping weg, hulle het hom vir 7 jaar gesien. En nou gaan hulle vir 1000 jaar nie sien nie. ja. Want hy's nou fisies op die aarde. Maar vir Sy ewigheid, koninkryk. Ja, natuurlik. na die 1000 jaar, net vir jumping all the way there, kom almal met die nuwe hemel en nuwe aarde. Presies, kom die nuwe Jerusalem vir ewig op die aarde gevind. En dan is almal saam met Jesus. Natuurlik. En met Vader God. Ja. En met die troon van Vader en die troon van die Lam wat op die aarde gaan wees in die ewigheid. Ja. Dis Openbaring 21 en 22 met die nuwe Jerusalem wat uit die hemel uitkom en ons sal sy aangesig sien en by hom wees. Ja. Maar daar's ook weer 'n interessante ding daar, want jy het mense met verheerlikte liggame daar en jy het mense nie met verheerlikte liggame, want nou is die vraag, dan was hierdie regering net vir 1000 jaar. Nee, wag 'n bietjie. Daar's iets anders ook ter sprake, want Openbaring 22 gaan nog een tree verder, onthou, die vers sê. En hulle sal sy aangesig sien, nag en dag sal hy wees nie, en hulle sal as konings regeer tot in alle ewigheid, nie vir 1000 jaar nie. Hey, that's a total different thing. Ja, oor wie regeer jy na dit? Vir ewig. Ja. Nie vir 1000 jaar nie, nie vir 1 biljoen jaar nie. Vir ewig. Ja. Vir ewig. Ek dink jy gaan dit nou kan beantwoord nie. Nee, dis 'n die woord Jy is laat mense so, met meer vrae as antwoorde nou. Dis wat gewoonlik gebeur. Wie is 'n interessante ding wissel? Hoe meer jy die Bybel lees, hoe meer jy ontdek in die Bybel, hoe meer vrae kom, hoe meer wil jy weet. Ja. Die ding, hy sneeubal. Hoe minder jy weet, jy het nie eintlik vrae nie. Maar hoe meer jy weet, Hoe meer vrae het jy. En hoe meer antwoorde kry jy. En die goeie ding is, jy kan volgende week vir hy met al daai vrae waar hy het jy nou gelos met hierdie 1000 jaar en na dit en so kom vra dit in die jy sien altyd daar's 'n live chat. Kom vroeg, kry 'n vrae in. Right. So, dis reg. Voor ons wegstap, Yes. daar was mos 3 dinge. En wat was die derde een? Ja, die een was mos die regterstoel en die tweede een was mos die bruilofsmaal van die Lam. Yes. En met die genooides van die Ou Testament en natuurlik die martelare. Dus sê ek, nee, maar daar's nou nog een dingetjie wat baie belangrik is. Dis Openbaring 20 vers 4. Daar staan: Ek het trone gesien. Dis toe nou toe die 1000 jaar begin. Sien ek trone, hy sê vir 1000 jaar lank. Hy sê en ek sien trone. Dis interessant sê, laat dit net probeer insink. Hy sien trone. Yes. So wat as jy trone sien, wat sien jy? Jy sien konings, heerskappye, government, regeringskap. As jy trone begin sien. Ja. Want dis mos mense wat op trone sit. Ja. Right? As jy trone sien. Wat bring dit by? Nie krone nie,
trone. Ja, troon, soos 'n koning sit op sy troon. Verstaan? Hy regeer oor die mense. Right. So nou sê ek, sien die prentjie, jy sien 'n klomp trone. Ja, So wat weet jy? Wat sien jy? Hier gaan regeer word koninkryke. en daar's government, daar's regeringskap. Ja, Hy sê, toe sien ek daai mense, daai siele wat onthoof is oor die getuienis van Jesus. Ek sien mense, toe ek die trone sien ek mense wat doodgemaak is ter wille van Jesus. Hulle het gestaan vir Jesus. En oor die woord van God. Hulle het gestaan by die Bybel. Hoor wat sê, wat sien hy? Ek sien hierdie heerskappy, hierdie trone. Nou sien ek hierdie mense wat ter wille van Jesus en ter wille van die woord gesterf het. En wat die dier en sy beeld nie aanbid het, die anti-kris, daai laaste 3,5 jaar, en die merk op hulle voor hulle hand nie ontvang het. Ek sien daai mense, daai martelare, ja, in die laaste 3,5 jaar, en hulle het geleef, en as konings regeer vir 1000 jaar saam met Christus. okay. So hulle kan ook regeer. Ja, dit is die ander groep. En dit beteken hulle sal ook 'n beloning kry. Daar sien jy dit. Ja. En dis mense wat die anti-kris, so ek wil net sê vir almal van julle wat agterbly in die naam van die Here, dien maar Jesus, verloor jou lewe, sterf, en weet jy wat, jy gaan saamkom regeer. I mean, I'm very serious when I say. Ja, Ek bedoel, moenie dis kom my engel in die lug vlieg en sê, moenie die merk en die naam en die getal ontvang nie. Ek waarsku jou. In die naam van die Here moet net nie die 666 sy merk of sy naam se getal vat nie. Ja. Sterf eerder. Ja. En dan is jy een van hierdie. en jy kan kom regeer saam met Jesus. Yes. Wow. Very Dit was interesting. punt nommer 3. Dit is 'n goeie punt. Dankie. There we go. En dis al die tyd wat ons het vandag. Ons is oor die tyd, ja. So wat ek gesê het, kom volgende week, kom vra jou vrae. Dr. Raymond gaan terug wees regstreeks en dankie vir die laaste paar weke wat ek saam kon kuier. Dankie, was lekker om saam met jou te And you are back in charge. Thank you. God bless you. You go behind the camera and I'll be here. Ek sal. Totsiens.